Vandag se Reine Wynheid is 'n bietjie anders. Jy klim saam met ons in die motor en ons ry al die pad Stellenbosch toe en besoek die idilliese, pragtige plaas Kleinoot. So in die middel van Cabernet Sauvignon wêreld maak hulle fantastiese Shiraz. Onder andere bly by ons vir daardie gesprek en ons gaan daar in die keller sit by Laurie Moore. Hy is die wynmaker en wingerdboukundige van Kleinoot. Ons gesels oor Tamboerskloof en hoe hulle die plaas oorgeneem het en besluit het wat hulle droom was in die hartjie van Stellenbosch. Maar eers is dit tyd vir my wyn vir die week. Ons het hierdie naweek die Cederberg Ghost Corner Pinot Noir gedrink. Nog net 2025, kan jy dit glo, gee hom nog 'n jaar, maar ek meen dit klaar, heerlike wyn om te drink. Dis afkomstig van daai koel klimaat Elimstreek naby Kaapagullis en vernoem natuurlik na daai skibreek geneigde kus, bekend as Spookdraai. So, elegante wyn, ligte robyn kleur, dit is so mooi, is regtig 'n verskriklike lekker wyn. Ons moes dalk iets bietjie grander daarmee geëet het, waar ons het pizzas gemaak, ons pizza braai. So ja, 'n lewendige rooi vrugte, subtiele aardse nuance wat jy kan geniet met hierdie wyn. En belangrike eienskappe, natuurlik ook daai arbeie, kersies, framboos, bospessies. Daar's diepte in hierdie wyn. Dis wat vir my so mooi is, hy het vlakke. Dit is so 13,5% alkohol so terloops, as jy wou geweet het, maar geniet vir hom, laat my weet wat jy daarvan dink. Dit is druiwe wat met die hand geoes word en dan gefermenteer is met beperkte oorpompe en handmatige afdruk, as ek dit nou maar so in Afrikaans kan stel. Geniet daai lekker Pinot Noir met Ghost Corner. Ek het vir Logner de Kok gevra of hy vir ons sal vertel van sy gunsteling wyn en koservarings, maar eers van ons gunsteling karakters. Hallo daar, wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster. En ek is Karel Kraai. Ja, en ons moet oor wyn praat hier op die Reine Waarheid. Maar Sarel, jy ken mos net roomys. Ja, roomys is my lewe. Maar nou dat ek nie meer vir die TV werk nie, is wyn my lewe. Ja, maar net 1 of 2 glasies hoor Sarel, ek ken vir jou. Ja, Cabernet en Chardonnay en alles laat my lekker kry. Of wow, Loggie. Ja, dankie julle twee. Dag sê almal. Ek is Loggie soos wat hy sê, Logner de Kok. Maar nou ja, ek hoop julle ken my, want ek is 'n ou wat nogal hou van 'n lekker wyntjie en ek moet julle my wyngeskiedenis vertel. Ek het in 1970 op Stellenbosch begin studeer en baie gou kennis gemaak met die Koetsenburg Hotel se baie beroemde of berugte, sal ek dit maar so sê, kroeg genaamd Tollies. En omdat ek hier in 71 rond 'n WP gimnas was, het ek en Sergie Potgieter, 'n Springbok vriend van my wat ook 'n gimnas was, besluit ons gaan Tollies besoek. En hy het so 'n ronde toonbank gehad. En die ouens het ons altyd uitgedaag. As ons op ons hande kon loop om hierdie ronde toonbank, dan kan ons 'n glas Tassies kry. Nou Tassenberg aan daai stadium, ek moet erken, 'n hele bottel Tassenberg het in 1970 40 sent gekos. So dit was nogal 'n ou duur storie. Maar nou ja, ons het in elk geval op ons hande geloop en dan 'n glas tas vir 'n suksesvolle ronde gekry. En soms het ons self 3 keer daar rondom gekom. Nou ja, die volgende jaar kan jy glo toe sit hulle die prys op na 45 sent in plaas van 40 sent en dit was omtrent 'n opstand gewees. Nou maar in Stellenbosch daai tyd, een van die groot goed hoekom ek nie baie suksesvol was op die akademiese vlak nie, is ons het almal gaan kreefduik en perlemoen en ariekruk daar by Onrus. En laat ek julle 'n geheim vertel, ons het sommer daar onder die melkhoutbome 'n nes geskop. En ons standaard benodigdhede wat ons nou in die kompie gepak het van 'n vriend van ons, was 'n handmeeltjie om die perlemoen en ariekruk te maal, en 'n pot om dit te kook en nog 'n pot vir rys ook natuurlik en vars water. En wat is die wyn wat ons daai tyd gedrink het? Kan jy glo? So soet witwyn wat nou my kiewel laat saamtrek, maar dit was vir ons verskriklik lekker, Sint Anna Schloss. Dit was 'n bietjie wild. Maar nou ja, in elk geval, ons het lekker die ariekruk en die krewe en al hierdie goed so lekker gemaal en saam met die rys gemeng
en dan in papierborde bedien, want niks opgewas nie, weet, dit is nie so gewerk nie. Maar natuurlik die ander groot ding van daai naweke was ons het 'n slaapsak gevat en 'n vriendin. Nou ja, ek gaan nie veel verder sê nie, onthou dit was in die 70's. Nou maar kom ons draai die horlosie terug na so post 2000. Ons geniet nog steeds ons seekossies en ons het die slaapsakke en die kombies verruil vir huise en kom ons sê 'n meer ordentlike en besadigde lewe. En die wyn is ongelukkig nie meer 40 sent nie. Maar soos hulle sê, whatever, dis steeds 'n bargain. Nou maar, so 2 dekades terug het ek in Melville gebly in Johannesburg. En ek het 'n eetplek, Kom Kroegie begin in Melville. En sy naam was die Vel en Horing. En ons het alles bedien net in blikborde. En as ek sê alles, is dit lekker boerekos. Bobotie en begrafnisreis, frikadelle en al daai lekker dinge. En die wyn, ek was gelukkig genoeg om bevriend te wees met ou Skalk Burger. Jong Skalk met die woeste hare daai tyd en nou nog 'n kalk op sy pa. En hy het 'n plaas mos net daar by Welbedacht in Wellington. En hulle maak meerkatwyne. Hierdie meerkatwyne. Meerkatwyne is die ongelooflikste lekkerste goeders. En al die meerkatte is heerlik en eerlik en bekostigbaar. En nou nog, as ek in 'n drankwinkel kom, dan soek ek altyd Welbedacht se wyne. Nou intussen het ek my in die Kaap gevestig. Ek bly nou in Woodstock, of soos hulle in die Kaap sê, in die stokke in. En ek glo nou, na 76 jaar op hierdie groot wingerd wat ons aarde noem, dat jou keuse van wyne 100% afhang van jou eie smaak. Bottels met goue geplakte medaljes en dierpryse beïndruk my glad nie. Die punt is, ek is nie 'n wynkenner nie. Ek is 'n wyngenieter. Rooi, wit, rosé, soet of gerook, skank hom en ek geniet hom. Altyd hier in die herfs van my lewe. En natuurlik, wat gaan saam met enige wyn? Potjie kos. Dit sal jy bly wees om te hoor, né? 'n seekos ouetjie met 'n wittetjie, 'n skaapafval met 'n rosé of 'n rooietjie, of dan 'n skaapkop met die koning van alle wyn, die beste wyn in die wêreld, brandewyn. Maar grappies op 'n stokkie. Ek het 'n ding ontdek, doringkraal desertwyn. Dis die lekkerste, wonderlikste soet desertwyn. En Sweepies Leroux, wat nou die hoofman daar is, het my geleer, daai tyd al op Oudtshoorn, dat 'n mens hom bedien in 'n klein glasie met so gebreekte ys, en dan so 'n klein skeutjie, sal ek nou maar sê, so 'n reepie suurlemoen, waar jy net so kneus in insit, en dan kom al daai smake uit. En dis te wonderlik. Nou ja, ek hoop julle geniet die wynreis saam met my. En nou groetnis van my en van Sarel en Karel en die kouse. Ek gaan nou vir Tannie Magda en oom Gert bietjie bel om 'n ou proppietjie saam met my te kom trek. En dit is die reine waarheid. Baie dankie vir die moeite, Logter de Kok. Groot waardering, meneer. Gesondheid. Ek het nog probeer sê, maar jy wil nie sê. Ons sit nou hierso by die vat verouderingsarea, want ons soek 'n bietjie stilte, maar die mense gaan kom deurdraf, hopelik lekker wyn koop vandag. Jy's nou kort hierso, né? Jy het nou onlangs eintjie begin. Ja, verlede jaar Augustus. Ja, lekker. Van waar het jy gekom? Ek weet jy het 'n hand in die Seerower wynreeks ook wat ons baie drink. Ek het nie geweet jy daai wyn gemaak het. Ja, ek het eintlik my tande gesny in die Oeverberg. Ek het eers Berek geswat en dit het nie vir my gewerk nie en ons was huisvriende met Charles Hopkins en hy het vir my gesê, kom doen net een dag by my en dan kyk ons hoe dit gaan. En ek het gegaan en het was my ongelooflik lekker en ek het daarna BC Wingerd en Wynkunde begin swat en my eerste pars of daai finale jaar pars het ek by hom gedoen. Ja. So van toe af was ek heeltyd in die Oeverberg by Kobie en by Barton en die Seerower wyne en ek het daarna geskuif Eerste Hoop toe wat toe net so voor Villiersdorp is en van Villiersdorp af het ek hiernatoe gekom. Lekker. Ja. Geniet jy dit? Baie. Ek kan dink dit is 'n lieflike dis 'n butiek wynplaas. Ek meen dis 'n baie kleiner as baie van die groter wynplase rondom julle of hoe? Ja, ons doen so 120 ton 'n jaar wat vir ons baie is want ek sê altyd dit maak eintlik die grap. Jou masjinerie
Elke keller het masjinerie wat seker hoeveelheid 'n uur kan doen. Ja. Vir ons voel 'n 8 ton dag soos 'n reuse dag. En meeste ouens doen 8 ton in 'n halfuur wat groter is. So boutique dink ek is die regte woord. Die hele seisoen deur ons pas so 'n maand en 'n half en dit is om en by 120 ton gemiddeld. Sjoe. Wat gaan ons proe eerste? Kom ons begin met die wynproe. Asseblief, ek sien julle daar nou, hoeveel, daar 6 wyne. Ons 6 wyne, ons gaan bietjie rosé proe, ons gaan bietjie Grenache Blanc proe en Viognier en dan aan die linkerkant daar is dit ons die herder wat 'n rooi blend is, 'n round blend. Ons het nou so pas die 2021 Tamboerskloof Syrah vrygestel en dan die John Spicer wat die ultra premium flagship Syrah is van ons plaas. Ja. Ons ken die Syrah baie goed. Ons het daai Syrah al baie by die huis gehad. Dit is 'n lieflike wyn. Ek gaan 'n bietjie daaroor vra, maar kom ons begin. Gaan ons met die rosé begin? Yes. Lieflik is dit. Dis die mooiste kleur. Sjoe. So vertel vir ons van die rosé. Die rosé is 100% Syrah. Ek het vroeër in my loopbaan het ek geleer by 'n wynmaker dat as jy heel tros pres, is daar soveel meer wat na die wyn kom. Jy weet, ons pres dit met 'n MCC cycle wat 3 ure lank is en is baie gentle. So daai 3 ure wat die sap in kontak is met die doppe en ook die stingels, is vir ons baie belangrik, want dit sit 'n ekstra laag by op die palet. Ja. En die druiwe en die trosne word nie hard genoeg gedruk en omdat dit 'n so gentle siklus is dit die ekstraksie is min, maar dit is nie weglaatbaar nie en die kleur sal altyd mooi salmon bly en weet selfs nou hierdie is aan die einde van 2024, ons gaan nou 2025 vrystel, maar 24 se kleur hou verskriklik mooi. Ja. En teen die tyd sou dit al lankal begin bruin word of verbruin, maar ons ervaar dit nie. So ek het groot sukses met heel tros pers, veral met Syrah rosé. En Syrah wat 'n aromatiese cultivar is van die begin af, dis net jou werk of ons as wynmakers se werk om daai aromatiese voorlopers vry te stel. Ja. So ons gebruik baie ensieme. Ons sak af en die volgende dag sal ons dit rek en wat ek doen is ek gebruik 2 verskillende giste, ek gebruik 'n Lafort gis en dan gebruik ek ook 'n Nartes gis en elke gis het 'n sekere werk wat hy moet doen vir kleinoot se Syrah rosé. Ja. En een is baie gefokus op om die aromatiese kant van die blend op te stoot en die ander een bou aan die palet en ek by so 16 balling sal ek die sap, 1 tank se sap rek na vate toe en hulle sal daar klaar gis en op daai moer bly tot ons wil uithaal en blend vir finale bottelering. Dit is omtrent so 2000 liter wat ons in vate sit en omdat dit in vate gis en dan op daai moer bly, is dit vir my dis baie duidelik dat dit 'n verskil maak om die palet te help. So ek werk eintlik maar met ek begin deur heel tros want baie ouens jy kort nogal 'n groot pres om dit die moeite werd te maak want jy kan nou dink 7-8 ton in 'n pres en dan is dit 3 ure. So as jy nie die tyd het nie of die spasie het nie, is dit nie moontlik nie. Maar ons maak eintlik seker dat ons dit so reg kry. So jy begin met die heel tros wat vir my 'n verskil maak, dan is dit die 2 tipe giste wat ons gebruik en dan om te gis in vate en dan te verouder daarso tot middel Mei, begin Mei. So dis 'n taamlike rukkie wat dit in die vate spandeer en dan daai 3 bymekaar almal op hulle apart is nie altyd great nie, maar ek moet sê die kombinasie aan die einde, hulle vul mekaar aan. Waar die een tekort kom in struktuur, sal die ander een bring na die blend toe. Opmaak, nee. Ja. Ons het nog nie gesondheid nie, julle. Gesondheid. En die ligte is nou deur die personeel hier afgeskakel, so dit is nou mooi. Dit lyk baie cozy hier binne. Hy pragtig, dit is so mooi. Vertel net gou vir ons asseblief kleinoot, so dis kleinoot maar Tamboerskloof
wyne en de boeren, daai 3 konsepte, bring hulle gou vir ons bymekaar asseblief. So, ons eienaar, Gerard de Villiers en sy vrou Libby, hulle het baie lank in Tamboerskloof gebly in die Kaap. Gerard is 'n ingenieur, hy het begin kellers ontwerp en uit Tamboerskloof uit het hulle hiernatoe getrek, die plaas gekoop en die keller gebou. So, dis eintlik interessant, die eerste 2 jaar voordat ons wingerd gehad het hulle was nie heeltemal seker wat hulle die wyn moet noem nie. En hulle toe, hulle geweet die plaas sal hulle wel Kleinoot noem, maar hulle wil nou net interim naam registreer solank, sodat ons die wyn daarom op die labels 'n naam kan hê. En die Tamboerskloof het hulle geregistreer gekry, wat ek ook dink, dit is eintlik fantasties, want dit is 'n lekker naam om te kan gebruik. En hulle het dit suksesvol geregistreer en dit die eerste 2 jaar gebruik. En toe het dit soveel momentum opgebou dat hulle, toe ons eie wingerd het en ons eie, toe dit begin produseer, het ons by Tamboerskloof gebly, maar nou moet ons Kleinoot ook inwerk, so dit is Kleinoot, Home of Tamboerskloof Wines. En dit is eintlik net 'n perfekte kombinasie gewees van die begin af, want dit was nie beplan nie, maar dit is dis hoe dit uitgewerk het en dit is nou, daai 2 loop saam nou. Ek wil net gou vinnig vra in terme van die plaas self, soos ek verstaan toe hulle hier kom, toe was daar nie vreeslik baie nie. Dit is in 2000 gewees, soos wat ek die inligting het. En moes hulle van daar af regtig die plaas opbou. Dit is van hierdie plase wat nie regtig noodwendig mooi na gekyk is nie, soos wat ek verstaan. En ek weet jy is nog net 'n jaar hier, maar weet jy so 'n bietjie van die geskiedenis van daai opbou van die plaas oor die jare? 'n Groot gedeelte van die vallei was besit deur die familie. En Gerard hulle het hierdie stukkie grond, ek dink dit was die tweede laaste stuk grond wat in daai boedel was, het hulle gekoop, maar dit was vrugtebome en die ouens het al lankal opgehou omgee oor die plaas. So Gerard hulle het hier gekom en hierdie ry akkerbome wat hier so staan was hier so gewees. Dit was ook die ou pad wat deur die vallei gegaan het. So Gerard hulle het al hierdie vrugtebome uitgehaal en op 'n hoop gesit en weggery en gebruik vir kaggelhout en die grond bietjie laat rus en toe het hulle dit voorberei om wingerd te plant. So ja, dit was glad nie 'n wingerdplaas gewees nie en dit is omskep en dit van 2000 af tot nou toe. Hoe voel dit om vir 'n kellerontwerper te werk? Want hy is mos nou 'n man wat hoog aangeskryf is in terme van die werk wat hy doen in kellers. Dit is waar ek eintlik van hom gehoor het, want ek het 'n onderhoud nog kom doen met hom jare terug in die keller self om nou te vra, jy weet die helling en watter rigting die water vloei en die koue water en al die tipe van goed en dinge wat baie keer verkeerd gaan en so aan. So is dit lekker want jy kan speel met die beste. Dit is baie lekker want ek dink hierdie keller is belangrik vir hom. Enige ou wat belangstel om 'n keller te bou of om 'n keller wat reeds bestaan op te gradeer, kom hiernatoe en hulle wil sien wat kan gebeur en hoe kan dit lyk. So alles werk hierso en alles het 'n plek en enige kamertjie het 'n doel met en Gerard weet presies wat in elke kamer aangaan. So dis my baie lekker om hier te werk vir 'n kellerontwerper te werk want daar is ook 'n rede hoekom alles geïnstalleer is. Daar's nie as ietsie breek of as iets vashak is daar, hy moet reggemaak word want daar's 'n rede hoekom dit daar bestaan. Daar's nie dit is vir my goed om te weet dat hy by 'n klomp ander kellers kom. Hele week is hy ook by ander kellers om hulle te help en dit is my lekker om te weet hy sien ook ander spasies en hy sien ook wat nie werk nie en hy is al baie lank kellerontwerper, so dis vir my
dis lekker om ek kan sê die beste van die beste te hê by Kleinoot. Lekker. Dit is 'n bargain daai. Wat ons volgende proe? Jy weet, hier is 'n hele paar wyne wat ons deur moet kom. Ons nou nog net een geproe. Volgende is dit, daar's nog 2 wit wat ons gaan proe voordat ons by die rooiwyne kom en hy vir ons gaan vertel hoekom Syrah so goed doen op die plaas. Ons gaan nou die Chenin Blanc proe. So die Chenin Blanc vorm deel van ons Pieterwaaiers reeks, in Engels die Dandies. En die Dandies het elke wyn en elke label het 'n backstory. En die Chenin Blanc se storie is die bierman Chenin Blanc. En dit is net soos wat dit is, die bierman, ons bierman hier by Waterkloof het vir ons eendag gebel en gesê hy het 'n ekstra bietjie Chenin Blanc stel ons belang. En ons het gaan kyk en dit is die pragtigste bosstokke gewees. Ek dink nie dit is vir hom belangrik gewees nie. Daar's nie 'n keller op daai plaas nie, so hy verkoop die druiwe. Dit is hier in hierdie kloof net so skuins oorkant Kleinoot. En ons gaan kyk en van toe af het ons die druiwe jaarliks hom gekoop en dis ons bierman. So ons het, omdat ons 'n Rhône plaas is wat fokus op Rhône cultivars, is Chenin Blanc vreemd, maar Suid-Afrika en veral Stellenbosch, daar's soveel mooi Chenins. Ons het al hoeveel keer gedink, weet jy, ons kan nie fokus verloor deur 'n klomp nuwe cultivars in te bring nie. Maar die Chenin Blanc werk vir ons en die Chenin Blanc is mooi. En Stellenbosch Chenin Blanc is altyd, dit het 'n unieke karakter. Ek moet nou amper gesê het, ek tel dit gebeur so nou en dan met my, dan tel ek daai pink lekkertjies op Ja, op daai die mask. neus. En dan vat jy presies mask, dis presies wat dit is. En dan vat jy 'n slukkie so en dan is dit 'n verskriklike mooi teenbalans eintlik. Dis nou nie die regte manier om te stel nie, maar teenkant en teen daai alfa mask en dan kry jy hierdie redelike bietjie meer oostee, ernstiger Chenin. Dit is wat ek nou optel. Ja, ons pas dit teen 'n taamlike lae balling, so 22. So wat ons dan doen is ons sit dit in die pres of ons stingel dit in 'n tank en dan sal ons ensieme gebruik om dit oornag. Dit is nou die vreemde ding. Ons laat die sap op die doppe lê oornag met 'n ekstraksie ensiem. Volgende môre sit ons dit deur die pres en pres die doppe en die sap en daarna sal ons dit gis ook in 'n kombinasie van vate, maar die veroudering vind dan plaas in 'n konkrete eier wat ons het. En ek moet sê dit maak 'n reuse verskil. Omdat ons teen 'n taamlike lae balling dit pluk, is dit baie keer dat die suur 'n klein bietjie kan uitstaan, maar ons wil ook nie hê dit met te veel nuwe hout hê nie. So met die konkrete eier, die vorm van die eier forceer die moer om konstant in kontak te bly met die sap en later die wyn. En dit bou die struktuur en dit bou tekstuur op op die palet. Sê vir mense wat nou luister en jy het nou 'n paar keer verwys aan die balling en wanneer jy pluk en so. En ek probeer altyd in die program ook vir mense 'n bietjie opvoeding gee en so. Wat is balling? Hoe werk dit asseblief? So balling is 'n konsentrasie van suiker. Daar's omtrent so 10 gram suiker per liter in een balling. So as jy nou, ons werk gewoonlik die gis, deesdae is die gis so effektief. So jy werk gewoonlik tussen 56 en 60% so van die balling wat jy opvat, kan jy seker wees dat dit die alkohol gaan wees. So dit is maar net 'n manier vir ons om te weet wat die suikerkonsentrasie is en hoe later die seisoen en hoe meer vog die druiwe, die korrels verloor, hoër is die konsentrasie en jy hou maar dit dop. Dit is ook belangrik. Dit kan van een dag tot die volgende dag kan dit veral op wanneer warm dae in Stellenbosch kan dit 'n reuse sprong maak en kan ook na reën, het ek al baie keer foute gemaak. So 2 dae na die reën het die druiwe al daai vog opgeneem. En dan sit 'n soort van 'n diluted weergawe van die druiwe en dan maak jy 'n besluit en 2 dae daarna is al daai vog weer uit en dan het die balling gespring. So ja, dit is vir my baie belangrik. 'n Ballingmeter lyk baie eenvoudig, maar dis 'n kritieke deel van ons keller en van enige keller. Is dit die ergste ding wat al met jou verkeerd geloop het?
Is daar dinge wat Rolf verkeerd geloop het? Ek vra maar partykeer vir mense, want dit is mos nou lekker om te hoor, jy weet, julle grand wynmakers maak ook foute. Of iets soos dit. Of dit is nie jou fout nie. Ek meen, wat het nou die dag gebeur? Jy weet, mense verloor duisende liters wyn weens 'n fout met 'n tank of hoe dit ook al sê. Dinge gebeur. Ek het genadiglik nog nie 'n tankfout gehad nie, maar ek het al foute gemaak met swaal en te veel swaal of te min swaal. Ek het eendag is eintlik nogal wreed. Ons het MCC gebottel. Nee. En terwyl ons dit bottel, het die ou vir my wat ons konsultant was, het hy so langs die tank gestaan en sê ja, jy weet, ons hoop maar die ding loop mooi. Want hy het net nou die dag het hy by Keller gekom en toe die tank leeg is, toe lê daar nog so 'n berg suiker in die middel van die tank. Dis dit nie reg gemeng nie. So dit het nog nie met my gebeur nie, genadiglik, maar ek het al foute gemaak met swaal, ek het al te veel suur bygegooi en ja, sulke tipe foute. So Kan jy hom dan maar nou reg meng? As jy nog komponente het, kan jy hom blend om dit te neutraliseer. As jy nie het, is jy nogal in die moeilikheid. Arme, daai posisie wat die mense Dit is nie lekker nie, dit is daai oproep wat jy moet maak. Ja. Dit is heel slegste. Oei, jette, betaal die versekering daarom hopelik. Nee, dit is gewoonlik is dit jy weet daar's as jy net 'n klein rukkie wag, sal dit weer goed uitdraai of maar as jy onmiddellik moet bottelleer en was die laaste aanpassing wat jy moet maak vir bottellering, dit is 'n issue. Dis nog nie versekeringsstories nie, maar dan moet jy net 'n klein bietjie langer wag. Ja. Ai, jette. Ek sê altyd baie Stellenbosch Shannon en sê 'n bietjie van hy Sherbety karakter. En hier sê baie meer strooierig. Verstaan jy? Daai bietjie meer honey tones classic Shannon. Weet jy wat baie van hom. En saam met daai freshness, die drinkbaarheid van hierdie wyn is fantasties. Weet jy wat dink ek is dit? Dis bosstokke, maar jy weet dis ou bosstokke. Ek dink is 38 jaar oud. Die son, hy kom oor die kop wat baie laat oggendson kry. Maar die middagson breek hy dwars deur die lower. En ek dink omdat hy so lang tyd of so groot gedeelte van die dag in die son is, die trosse brand hy om 'n klein bietjie, maar nie genoeg om dit negatief te beïnvloed nie. Ek dink daai strooi en daai steenvrugte, hy kom deur, en wat ek ook doen, wat ek nou deesdae baie lief is om te doen, omdat dit 'n bosstok is, kom die druiwe baie keer in met 'n klein bietjie laer suur. So ek sal hom inokuleer met 'n gis 24 uur voor ek hom met 'n kommersiële gis sal inokuleer. En daai gis waarmee ek 24 uur voor die tyd inokuleer, sorteer die suurprobleem uit. Hy is 'n malic acid produseerder en so hy kompeteer nie met suiker nie. Hy gebruik ander metaboliese rigtings en paadjies, maar hy moet so klein rukkie voor 'n Saccharomyces. Ja, en ek moet sê, dit maak 'n groot verskil. Ek het die eerste keer dat ek gedoen het, ek het in 2 lotte gedoen, een met dit en een sonder, en is 'n baie meer natuurlike suur. En dit weet om 'n tartaric acid na die tyd aan te pas. Jy maak foute en ook baie keer kan jy dit agterkom. Jy weet die suur is mooi, analities lyk dit perfek, maar die suur dit integreer nie lekker met jou wyn nie. En ek het agtergekom as ek hierdie doen, gebruik jy wat klaar in die sap is om die suur te lig. En jy weet selfs tot 0.7 gram per hektaar, 'n liter sal hy lig. En omdat dit so suiwer suur is, integreer dit baie beter. En ek het nou jare terug het 'n ou vir my gesê, as jou wyn nie analities nie reg is of jou sap nie reg is nie, het jy fout gemaak in die wingerd.
En dit het my heeltemal my persepsie verander. Want jy moet in die wingerd, die hele seisoen het jy tyd om dit reg te maak in die wingerd. Sodat die eerste analise wat jy doen, wat jy kry en wat jy neem in die keller, is die pH reg en die suur is reg. Want jy kan dit beheer. Daar's 'n klomp goed wat jy nie kan beheer nie. Maar jy kan beheer hoe gesond jou grond is. En ons het 'n hele ander nuwe program begin met dekgewas en ek het nou aanpassings gemaak aan die grond want dit gebeur, dit oor die jare versuur jou grond en jy moet dit maar net regmaak. Jy moet en deur dit nie te doen nie of dit te doen is maak 'n reuse verskil in. Jy wil nou nie praat oor wyn is baie romanties, so jy wil nie praat oor kostes nie, maar dit maak 'n groot verskil op die ou end in wat jy in die keller moet doen, want jy kry die materiaal wat jy inkry is goed en jy hoef nie te worry nie. Jy hoef nie pH aan te pas nie want dit is reg. Ek het nou water in my glas gegooi, nie omdat ek dit verkies noodwendig nie, maar jy het die rosé geskink en toe skink jy die Chenin in 'n ander glas. So dog ek miskien voel jy ons moet dit doen uit respek vir die wyn. So jy kan maar sê Nee, hoe jy daaroor voel. Ek gaan nou klein bietjie voordat jy nou net ons kan dalk net bietjie rins. Okay. Ek is wyn te ernstig. mors. Ek is glad nie so erg nie, maar Okay. I'm a pro. I can take 2 Ja. pints after each other. Ja. Toe Gerard die plaas gekoop het hy eerstens wat hy gedoen het is om 'n klomp monitors op die plaas te installeer, weer monitors om te kyk weet jy hoeveel ek weet terroir bestaan uit 'n reuse klomp komponente, maar dit wat ons kon meet, wou hy meet. So hy het die klimaat oor 'n tyd gemeet. Hy het natuurlik 'n reuse klomp profielgate gegrawe sodat hy dit kan analiseer en presies weet waarmee ons te doen kry. En hy het al hierdie data het ons op een grafiek gesit. En die grafiek het hy ook Burgundy, natuurlik Bordeaux en Northern Rhône gesit en hy het Waterford daarop gesit. En dit is die snaakse, dit is eintlik so 'n fantastiese storie. Die grafiek loop, ons terroir is so naby aan die perfekte Northern Rhône site. En ons is omring deur ouens wat baie suksesvol Bordeaux cultivars geplant het en nog steeds reuse sukses het daarmee. En julle weet Stellenbosch is goed vir Cabernet. So toe het hy besluit ons gaan Rhône cultivars plant. Die rede hoekom daar's nou heel wat wyne wat ons het, maar hy wou een wyn gemaak het en dit is die Tamboerskloof Syrah. En hy wou al die moeite en alles moes daarin gegaan het. Maar hy lag altyd en spot en sê elke wynmaker is dieselfde. Ons wil net jy wil altyd die eienaar se arm draai met nog en nog. En op die ou end het ons die Grenache Blanc, ons het die Viognier, ons het die Chenin Blanc bygekry, want die Viognier en die Grenache Blanc is ook Rhône cultivars, Chenin Blanc nie, maar daar's plek daarvoor. Nie almal drink dieselfde wyn nie, so ons wou ons wyne klein bietjie meer toeganklik maak vir meer en meer mense en daarom het ons dit vergroot tot dit waar dit nou is. Ek wil net sê ons drink nou 'n 100% Viognier hierso. Ek weet nie of jy dalk 'n 10% van iets anders daarbey. Maar ek dink jene, ek is bietjie onkant gevang. Jogg, dis hierdie neus is net dit is fenomenaal. Ja, Viognier is 'n interessante cultivar. In Suid-Afrika is daar redelik min ouens wat 100% Viognier botteleer. Dit is natuurlik 'n fantastiese cultivar om in 'n versnit te gebruik, veral in iets soos Syrah.
So daar is baie vionier in Suid-Afrika wat baie versny word met Syrah, maar ons het dit gekies om 100% vionier ook te botteleer. Maar nou kom die volgende uitdaging is om met vionier te werk, want dit is 'n kultivar wat jou toets. Hy kom in en dit is baie moeilik om met hom in die kelder te werk, want die verhaling is regtig min. So jy moet, wat dit beteken is jy het soveel ton nodig om liters uit hom uit te kry. Byvoorbeeld 'n Sauvignon Blanc of so sal 670, 680 liter 'n ton kry, en met vionier kan jy verwag om 450, 480 kry as jy gelukkig is. Maar hoekom is dit 'n kleiner druif of is hy? Dis Is nie hy klein nie, droër? daar's baie pektien in sy skil. Goed. En pektien, soos wat jy hom in 'n pres sit of ontstingel, dit raak die sap kom, die selle breek baie moeilik oop. So daar's baie minder sap wat uitkom, maar in daai pektien en in die skil is al die aromatiese voorlopers wat vionier so fantasties maak. So wat ons doen is, ons sal dit ontstingel in 'n tank, en die tank in die somer is dit regtig moeilik, maar om die tank teen 8 grade Celsius oornag te los met die doppe en 'n pectolitiese ensiem by te sit vir die nag. Volgende oggend sal ons dit onmiddellik deur die pres sit en pres. Maar ek dink dit is die verskil. In eerste punt is die verhaling is 'n klein bietjie meer, omdat daai pektine word afgebreek. So die selle breek makliker oop. Maar dan het jy ook 'n reuse klomp aromatiese voorlopers wat reg staan om vir die gis om Soldate is gereed. Hulle is reg. Ja. En vionier is klaar 'n baie aromatiese kultivar, en as jy iets soos dit doen waar dit dopkontak kry vir 12 ure, kry jy soveel meer daar uit. So dit is die pres wat ons in Kleinoot het is tipies geskik vir rooiwyn. Dit is 'n fantastiese pres, dit is 'n mandjie pres. Maar met witwyn moet jy iets doen soos om hom te ontstingel en te los op die doppe. As jy dit wil doen of heel tros in die pres gooi, kry jy baie min in, en jy die oomblik as jy klaar gepres het, jy het gedink het 'n reuse verhaling. As jy die pres skoon maak, is daar heelwat heeltrosse in die middel, omdat hy nooit draai nie. Dit is net 'n plaat wat afstoot. So ja, ek dink 'n kombinasie tussen goeie druiwe wat ons gekry elke jaar en om hom te los op die doppe vir 'n nag. Ja, en oor die jare, ek weet die wynmakers voor my het eintlik het jaar na jaar probeer. Dit is 'n hit en mis om met vionier te werk. Maar ek dink jy kan 'n klomp probleme uitskakel oor die jaar, en dan weet jy wat jy nie moet doen nie. Want vionier kan 'n mens se palet baie keer baie moeg maak. Ja. Maar wat ek wil nou vir jou vra, maar dis terwyl jy praat, dit is my baie vreemd wat wyn en 'n mens doen, en dit is wat vir my so liries daaroor maak. Terwyl ek hier sit en jy gesels en so aan, en ek ruik so, en ek is teruggevat na laerskool, en ek is 'n dogtertjie van 6-7 wat in die lente op lentedag vir die tannies en ooms in die ouer huis blommetjies vat wat ons gepluk het. Daai reuk van daai blomme. Weet jy of jy die blommetjies onthou, daai tyd wat ons so maklik kon pluk, en ek kan nie eers die tipe blomme onthou nie. Maar ek meen, ek het dadelik daai reuk opgetel. So minder vrug, maar meer daai tipe van vars blomme, tipe van reuk. So beskryf jy vir ons asseblief die wyn wat jy dan optel. Dit is net dit is een van daai oomblikke. Ek kan nie onthou wanneer laas ek aan gedink het nie, in die oomblik toe ek dit ruik, toe sit jy terug in daai tyd van jou lewe. Ja, ek dink om wyn, omdat dit 'n ryk dit is 'n geheue ding. Jy maak assosiasies. Jy kan iets in wyn ryk wat jou terugvat na skooljare toe, selfs voorskool waar jy ietsie geryk het. Ek het een keer in my oupa se pakkamer was daar 'n ou wetsuit. Hy het lang jare nie meer geduik nie. En ek het een keer, ons het 'n proef gehad op Stellenbosch, en ek moes iets, die oomblik toe ek die glas optel, toe staan ek in my oupa se pakkamer. Sure. En dis is die assosiasie. So dit is vir my daai wat jy van kleins af al optel, blommetjies, en hierdie ek weet nie hoeveel julle al te doen gehad het met perske bloeisels, want dit is presies wat ek in vionier ruik, en veral ons vionier. Dit is
ook, jy weet, bietjie steenvrugte, maar jy kry daai honeycomb. As ek deur Libby se tuin stap, want ons het citrus, ons het perskes, ons het nectarines, en die kombinasie om in die vrugteboor te stap met fennel, met wat sy in haar tuin groei, die kombinasie wat alles daai wat jy saam inneem, is vir my wat in Vionier vasgevang word. So, dankie. Ek voel beter oor my die gedagte wat ek gehad het. Daar was nie 'n dag vroeër of 'n dag later wat dit gepluk kon word nie. Die wyn is absoluut net in daai window van perfeksie gepluk. Ek dink die rede hoekom ouens in die verlede nie mal was oor Vionier nie, dit was 'n baie swaar wyn. En die alkohol is gewoonlik baie hoog, maar die digtheid op die palet was so amper hinderend. En wat ons probeer is om dit baie vroeg 21,5 balling aftaal, wat eintlik scary is, so vroeg. Maar ons werk daarmee. Ons wil nie 'n hoë alkohol hê nie. Want jy kan die balans vind met Vionier, want dit is 'n fantastiese wyn om te drink sonder om dit met kos te geniet. Jy kan dit doen en ek dink dit is die fout wat gemaak is om aan te neem. Jy moet 'n maaltyd geniet saam met Vionier en jy kan, maar wat ons probeer is om jy kan altyd doen. Is my baie swaar om die Vionier te groet. Soveel karakter, maar ons het nou die rooi wyne begin deurdraf. Vertel vir ons wat eerste is van die rooi. Ek dink ek moet nou net nog sê die 2025 Vionier het verlede jaar die beste Vionier in Suid-Afrika by Platters gewen. Sjoe. En ek praat nou onder korreksie, maar ek dink dit was die 5de of 6de Vionier ooit wat 5 sterre gekry het. Wow. Wat nogal lekker is om geassosieer te word met dit. En ek moet sê, vandat ek hier begin wyn maak, het ek nuwe respek gekry vir Vionier. En jy weet, ek dink die oomblik as jy dit reg kry om die balans van Vionier reg te kry, is dit waardeer jy die cultivar baie meer. Ja. Want jy sien hoe mense dit geniet en hoe mense se persepsie daarvan verander. En ek dink dit is vir my 'n lekker deel van wyn maak is om, jy weet, al die ure wat jy insit in parstyd en om daarna 'n boodskap te kry en sê, yesterday, dit was nou, ek het dit gekry, geskenk gekry by iemand en ek het dit geproe in die Karoo en ons almal stem saam, dit is lekker. Ja. En dit maak vir my dit die moeite werd om iets soos dit te kry, 'n boodskap soos dit te kry waar iemand nie van Vionier gehou het of minder daarvan gehou het en nou ewe skielik sê, maar dis net 'n ander angle. So Dis my so mooi, jy weet, as jy dink die werk wat jy ingesit het vir BSc en jou studies en so, en die hordes werk hier agter die skerms en al wat jy wil hoor is iemand wat vir jou sê die wyn is lekker. Ja. Dit is ek dink dis eintlik die kruks van wyn maak, Ja. is wat mense so lief daarvoor maak, is dat dit gaan eintlik net oor die genot van die wyn. Ja. Met hierdie massiewe klomp werk wat gebeur, ja. Ek dink almal wil 'n klein bietjie please. En ek weet 'n groot seil of 'n groot order is verskriklik belangrik, maar wat vir my baie meer beteken is as iemand vir jou sê dit was lekker. Wel, Lori, dit was lekker. Dankie. Dit gaan deel vorm van ons boks wat ons gaan koop hier by die tasting room. Terwyl jy die herder vir ons skink, Annetjie Boom is so half die inspirasie vir die De Boeren, soos ek het verstaan, want sy was die eerste herbergier en restauranteur in die Kaap 1665. So dis die mooi inspirasie daar. Sy was die eerste vroulike grondeienaar, maar was baie geliefd. Kaap te Goeie Hoop natuurlik. En die klein noot De Boeren is dan nou afgelei van die bynaam Annetjie De Boeren, soos sy ook genoem is. So baie mooi agtergrond en storie en inspirasie wat julle hier by Klein Noot ook het. So wie is De Herder? So De Herder het ons
Eintlik baie onlangs het ons 'n idee gehad om 'n round blend te maak. Maar ook terwyl ons die Stellenbosch round blend maak, het ons ook gedink om 'n wyn teen 'n laer pryspunt uit te bring. Want ja, ons Tamboerskool Sira, ons wil nie hulle moet skouers skuur nie. Dit moet 'n hele ander klas wees, maar ons wil ook hê daar moet 'n bekostigbare in die middel van die week tipe wyn, rooiwyn wees wat jy kan kry by Kleinwood. So ja. Die derde is die een wat die verskillende gaatjies en pockets gaan vind in Stellenbosch teen die hange van die berge, en hy kry Syrah en Grenache Noir en Cinsault, om dit kry hy, en dit maak hy by mekaar en dit kom Kleinwood toe, en ons maak die blend uit dit uit. So die derde is weet ons die De Villiers embleem is die skapies, soos wat op alles van ons is, en ons het gedink is toepaslik om die herder te maak wat al die verlore kinders en pockets gaan haal en weer terugbring huis toe. Ons die herder drywe ja. Dit is baie min dat die herder se drywe van ons plaas afkom. Ja. En ons probeer dit nie so bemark nie. Ons koop dit in, maar ons het sekere langtermyn verhouding met boere op plase, en ons kry jaar na jaar by hulle drywe wat ons kan gebruik. Ek wil net sê, dis de herder, de boeren, en dan staat de krant, en ek is mal daaroor, want dit is soos die koerant. Krant, dis die nuus en stories van Kleinwood. Sy naam is de krant. Dit is my so goed, ek is mal daaroor. Kan ons by die herder proe? Ja. Is 2025, so hy gaan seker hom nog so bietjie lekker, ek kan nog eers van hierdie paar druppels uitgooi. Ek dink dis 'n blommedag. Dit is presies wat ek nou gesê het, Marius aan die regterkant wat van sê, ek dink ek is opgewonde want dit is 'n blommedag. Glo jy in daai goed? Vertel nou gou vir ons voordat ons nou verder gesels, of jy glo in daai maansiklus met 'n mens se palet, of is dit maar net jou palet vir die dag? Want 'n blommedag is nou, jy proe alles baie lekker, en dan kan jy jou ander root days soos 'n stingeldag wil jy nie hê nie, want dis mos nou 'n dag wat die palette nie lekker saamwerk nie. Die maan speel nie saam nie. Dis soos toe ek nog finansiëel in die finansiële rigting geswat het ons 'n vak gehad, saaketiek, en jy het altyd gewonder hoekom moet jy hierdie leer as jy eendag wil audit. En jy het later eers besef hoe belangrik dit is. En ons moes ook seisoene en biodinamiek, organies en biodinamies in al die praktyke moes ons leer op universiteit in die 4 jaar, en jy het altyd gedink nie, maar jy sal nie in daai rigting gaan nie, want jy stel nie belang in. Ek gee klein bietjie minder aandag tot die dag waar jy 'n hand gehad het in die wyn wat een dag so proe en die ander dag anders proe. Ja. Dan wonder jy hoekom, want voor dit gee jy nie eintlik om nie. Dit is vir jou of lekker of nie. En as jy wil hê dit moet consistent wees, pla dit jou. So ek glo verseker in dit. En ek het 'n teorie en ek weet nie of dit enigstens reg is nie. Ek probeer niemand oortuig nie. Maar ek het 'n teorie oor lugdruk. Okay, ja. En ek het al dieselfde plek waar wat jy vroeër genoem het oor waar ons die seerowers gemaak het, ek en die wynmaker het 'n baie lang gesprek gehad oor juist dit. Net voordat dit begin reën, is dit 'n laderdrukstelsel wat daai onweer intrek, en ons het albei gevind, die wyn is, jy weet, ons sê altyd dit wys baie nie mooi nie, of dit wys baie minder. Ons het altyd gevind op daar net voor daar onweer aankom, is dit baie minder op die neus wat jy kan optel, wat expressive, baie minder. En kort daarna wat die weer verby is voel dit vir my die wyn dit klim uit die glas uit. Ja. Want die druk is nie die onweer is nie op pad nie, so daar's nie ek wil amper sê 'n vortex wat dit intrek nie, en dit
as die weer weg is, dan is dit weer fyn. Ja. So ek glo sonder twyfel glo ek aan dit en ek het respek daarvoor. Weet, gewoonlik as jy 'n Garmin het, dan beteken dit jy moet oefen. So dit nie noodwendig nie. Ek het dit gekry want ek stel so belang in hoe hoog bo seespieël is ek nou en wat is die druk en ek het nou 'n horlosie gekry wat dit vir my daai data vir my kan gee. En toets ek dit. Een van die goed wat hy lees en monitor is die lugdruk. En ek het getoets, weet net voor 'n koue front kom, is die lugdruk baie min. Ek dink is dit rondom moet nie data sê nie, maar min en dan het ek die wyn gaan proe en wanneer dit verby is, het ek weer die volgende wyn gaan proe en dis hoekom ek oortuig is dat dit maak definitief 'n verskil en ja, ek dink wat jy sê dit trek die wyn en die aromatics trek uit die glas uit want daar is niks wat dit terugdruk of forceer terug in die glas nie. Ja, dit is nou dis die beste deel van my oggend so ver. Dis hidroliese biodinamiek. Ja, dis die pragtige filosofie wat hier na vore kom. Jy weet, wetenskap en filosofie kan my sê die twee saam, nee, jy het nou 'n baie mooi wetenskaplike basis daarso gegee. Die neus op die wyn. As dit dan nou die entry level wyn is, wel gedaan. Ek meen van baie mooi neus, ja. Dankie, ek dink ons gaan daarvoor. Ons wil hê dit met 'n maklike wyn wees, dit moet inviting wees. Ek jammer nou vir my Engelse woord, maar dit moet inviting wees vir enige mens. En die ouens wat fynproevers is, moet nie noodwendig hulle moenie hulle neus kan optrek nie, want ons sal nooit kwaliteit prys gee vir 'n pryspunt wyn nie. So jy doen jou bes wat jy kan. Daar's alternatiewe tot vate wat jy kan gebruik om die wyn mee te brei en dit is wat ons doen. Die insetkostes probeer ons beheer en bestuur sodat ons wyn teen 'n hoë kwaliteit maar teen 'n laer prys in die bottel kan kry. En ons is baie erg daaroor. Dit moet op die neus moet dit pragtig wees, maar op die palet moet dit ook wees, die tannine moet rond wees en jy moenie sukkel met die tannine nie, alhoewel hierdie 2025 is. Ek het net gepraat oor die pockets in Stellenbosch wat ons gaan soek. Jy weet waar jy die druiwe kry. Jy weet dit is blokke wat nie druiwe vir jou sal gee wat oormatig tannine het wat jy sag moet maak oor 2 jaar nie. Dit is vinniger gereed om mark toe te gaan. So dit is hoekom die herder storie so lekker inpas daarbey, want ons sal nie Tamboerskloof Syrah wyn maak met die druiwe wat ons uit daai areas kry nie. Ja. Ons kies dit spesifiek sodat ons nie hard hoef te werk om dit markgereed te kry nie. Sê vir my, wat beteken die konsep van maksimum hande per bottel filosofie? Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Wat beteken dit? In enige ander maatskappy is dit 'n groot vloekwoord om 'n klomp mense te kry om werk te doen, want ek dink Suid-Afrika het nou die toegang tot reuse klomp mense wat baie graag wil werk en wat honger is en nie omgee om enige werk te doen nie. En ons het dit raak gesien, so met maksimum hande per bottel in pastyd. Al die mense in ons gemeenskap, ons probeer die ouens reg rondom Kleinoord heel eerste te help. So ons kry, as ons mense kry wat help om druiwekussies te laai of om in die keller te sorteer, dan kry ons die ouens wat reg rondom ons bly eerste. Sure. So dis maksimum hande, as ons label, ons kry nie masjiene in nie, dis mense wat met die hand label, elke liewe label wat julle hierso sien, is deur hande opgeplak. Daar's nie 'n masjien wat inkom nie, so ons probeer regtig waar ons kan die gemeenskap help en soveel hande op een bottel te kry as wat ons kan, sonder om helemaal die budget om verder te werk, maar ons werk dit in. Het is so 'n mooi storie. Dit is verskriklik. Dit is die tweede keer wat ek nou traan in my oë kry terwyl ek hier sit. Ek is besig om myself geweldig te geniet. Ek wil vir mense ook net sê, gaan besoek die wynplase. Jy gaan so 'n fantastiese ervaring hê.
Ons het nou nog 2 wyne om te proe. Goed, so hierdie wyn ken ons baie goed. Ek het verlief geraak op die wyn toe ek die plaas besoek het jare gelede. So ons het dit al so baie ondersteun. Dit is nou die Kleinoot wat die Tambloerskloof Syrah 2021. Laurie, nou moet jy vir ons vertel van die wyn. Ek het geniet dit altyd en ek sê dit baie, ek geniet dit om met wyn te werk of cultivars te werk wat ek ook geniet om te drink. En ek dink ons eienaar het dieselfde gevoel, hy het groot respek vir 'n groot Bordeaux versnit of 'n Cabernet, maar hy verkies dit om around cultivars te drink. So met al die data wat ons ingesamel het en met sy voorkeur was dit absoluut perfek dat ons met around cultivars hierso werk. Ons het 4 grondtipes op die plaas, van sandsteen en tot onder op 10 uur blauwklip en rivier wat diep sanderige grond is. So jy moet weet waarmee jy werk en ons moes verskillende onderstokke kry wat geskik is vir ons grond. Ons het ongelooflik baie grondwater. Hierdie vallei, die Blauwklippen vallei of die Upper Blauwklippen vallei is soos 'n trechter. Ek weet as dit reën aan weerskante van die vallei is die afloop regtig waar na klein of 'n kort reën by kom die water af en jy kan dit sien teen die berge soos die trane loop en jy kan soggens as niks trekkers al loop nie, kan jy die rivier dreun net na 'n klein by. So ons het baie water en ons moes onderstokke kies wat met dit kan deel. Hulle moet nat grond vir taamlik van Mei maand tot Augustus maand gaan die grond klam wees en ons moes onderstokke kies wat werk daarmee en dan die bostokke wou ons altyd nog Syrah maak en ek weet daar's 'n reuse debat oor wat is Syrah en wat is Shiraz en ons het by die Shiraz dag het ons al die ouens met are in hulle nekke gestry oor wat die verskil is. Maar vir my, ek dink dis irrelevant wat enige ander ou dink, want dit maak nie regtig saak nie. Vir my is Syrah 'n meer elegante, meer perfumey wyn en sonder om enige struktuurprys te gee, maar dit is vir my Syrah. En Shiraz is baie meer geëkstraheer, is donkerder, dit is ander tipe geure wat jy optel en elkeen het 'n plek, maar ons moes klone kies wat juist daai Syrah droom wat ons gehad het sal bevorder en sal werk. So wat maak hierdie Syrah so suksesvol en so konstant suksesvol? Want ek dink ek het hom nog nooit gedrink oor die jare wat hy nie lekker was nie, wat ek gedink het dit afjaar. Ek dink ons het op die ou en 7 verskillende klone wat ons op hierdie plaas het, Syrah klone. En oor die jare het die ouens agtergekom dat jy begin altyd met 225 of 228 liter vaatjies, maar die verhouding tussen hout en wyn is dan baie groot. So ons het wegbeweeg eers na 300 toe en op die ouend is ons nou 500 toe wat daai verhouding tussen hout en wyn kleiner maak en round cultivars en veral Syrah is baie effektief daarmee om tannine te ekstraheer uit hout uit. En as jy ons wil graag hê dit moet 'n Syrah wees en dit moet die hout moet nie die wyn oordonder nie. Ja. So dis hoekom ons na groter vate toe gegaan het en ek dink oor die jare was dit dieselfde vatregime wat jy gebruik het. Ons weet wat ons het op die plaas. Elke oesjaar is anders en met daaraan kan jy niks doen nie. Weer byvoorbeeld die einde van verlede jaar se pars of hierdie jaar se pars was baie warm, 2 hittegolwe in 'n ry. Jy kan niks daaraan doen nie. Maar ten minste is die balk van die druiwe of al die druiwe wat in Tambloerskloof Syrah ingaan kom van Kleinoot af. Daar's nie enige ander plaas se druiwe in hierdie wyn nie. So ons weet waarmee ons te doen kry. Ons weet daai blok gee vir jou dit. Ons weet daai blok kry vinniger swaar, so jy moet jou besproeiing aanpas daarso. So ek dink oor die jare weet jy net waarmee jy te doen het en jy weet wat jy gaan kry. En give or take, wat die seisoen vir jou gee, dit bly nog steeds relatief tot die seisoen, weet jy waarmee jy te doen het. En ek dink dis hoekom dit konstant kan wees.
Ek moet sê ek het nou net hy's nou so weer 'n bietjie weg, maar ek het so klein bietjie geroosterde koriander opgetel. Ja. Hy het net hallo gesê en toe sê okay nee, ek gaan nou weer ontwikkel en in 'n ander rigting beweeg. Ja, nee, dis 'n baie mooi wyn. Is meaty. Ja. Ja. Vleis. Eet hom saam met vleis of 'n curry, wil ek nou amper by myself hierso dink. Die plaas self, julle het ook olyfolie, julle maak heuning en baie mooi tuine. Is die tuine en daai tipe van ding ook tot die publiek? Dit is oop, maar jy sal moet bespreek want ek dink die tuine is ook deel van die werf van die eienaar. So dit is oop as jy bespreek, ons stap saam met enige iemand wat belangstel, stap ons deur want daar's verskillende gedeeltes van ons tuin, verskillende temas. En dit verander ook oor die jare, verander dit verskillende areas raak, fynbos en dan ons het 'n hele fynbosstrook op die plaas om te help. Ons wil wegbeweeg om enige chemie te gebruik. So ons gebruik fynbos, ons het 'n fynbosstrook. Die dekgewas wat ek plant is gefokus op stikstofbinding, maar ook om insekte te lok en om die werk wat ons sou met chemie doen, dat hulle die werk vir ons kon doen en ook lekker met 'n vol maag gaan slaap in die aand. Mooi. You scratch my back, I scratch yours. Presies. So ek is bly, ek is trots oor die rigting waant ons gaan en ons heuning, ons korwe staan hier op die plaas. En ek dink om verskillende dekgewas was dit 'n plant oor die jare en al die fynbos wat ons het en ons bloekombome oral en so die heuning wat ons maak is 'n kombinasie van 'n klomp verskillende geure en blommetjies en dit is altyd lekker om te sien hulle is aktief en hulle is ek dink hulle geniet dit hierso. Ja nee, gelukkige spasie vir hulle. Ja. Ons sluit af met die groot meneer, die groot kokkedoor. John Spicer. Vertel vir ons, wie was die persoon in eerste plek? John Spicer is Gerard en Libby het 2 kinders. Oudste en die enigste seun is John Spicer de Villiers. Ons is net Spicer vir die man op die straat. Jogg hierdie wyn. En die rosé wat ons vroeër geproe het is die Catherine rosé, Shiraz rosé. So hulle elkeen het 'n naam of 'n label vernoem na hulle. John Spicer is 100% Syrah. Dit kom uit jaar na jaar uit een blokkie uit op Kleinoot. Iemand het al vir my gesê ek moet die blokkie eintlik ietsie anders noem. Ons noem dit die John Spicer blok, maar as jy nou 'n worksheet moet uitmaak of iemand verduidelik, sê dis blok 7, maar dis die John Spicer blok. En daai blok jaar na jaar is dit 'n blok wat baie swak reageer op enige besproeiing, op enige iets wat jy van jou kant af wil doen om hom aan te help. Hy reageer swak, sy lower lyk meeste jare ongelukkig. Maar as die drywe by die keller aankom, is dit die moerige ou oom? Dis die moerige oom. Dis die weergawe, okay. Die ou wat back to basics gaan, wat 'n besigheid opgebou het en baie suksesvol was en dan hoe meer ouens AI gebruik, hoe meer wil hy die ou persoonlik gaan ontmoet, want dit is wat werk. So dit is die John Spicer blok. Hy lyk altyd nors, maar as die drywe by die keller aankom, kan jy nie glo hoe fantasties dit is nie. Dit is piep klein korreltjies, die perfekte trosgrootte. Dit is nie, die drag is nie te veel nie. Ons kry so 5,5 ton per hektaar uit die blok uit. Die blok is nie eers 'n hektaar, dit is 0.33 hektaar blokkie. Maar ons kry baie min drywe daar uit en ons probeer ook nie meer uit dit uitkry. Wat hy vir ons gee daai jaar, dit is wat ons ontvang en dit is wat ons tevrede is mee, maar sonder om nog nooit teleurgestel nie. Dit is elke jaar dieselfde kwaliteit. Vir my die Syrah
jy weet jy kan bietjie swart peper en jy kan 'n klomp verskillende rigtings gaan, maar hierdie het vir my swart peper, rooi bessies, swart bessies. So Die hele pakkie wine die hele gums, pakkie die export. wat jy het. Nee, maar ek Behalwe sien dit die ook so. groen. Die behalwe die groen. En hopelik nie port nie, en dit is dan sy geoksideer. Maar alles is vir my hierso 2018, ja. in die mix. Dit is Dit is 'n mooi wyn. Vaderland. hy gaan 2 jaar in die vate en dan is hy 4 jaar in die bottel. Waar die tamboerskloof sirap wat ons nou nog geproe het, is 2 jaar in vate en 2 jaar in die bottel. Okay. En daar's geen uitsondering nie. So 4 jaar, as ons nog nie die volgende oesjaar gereed het nie, is dit is wat dit is. Hy's 4 jaar in die bottel. Ja. En ek dink die bottelveroudering wat hy die 4 jaar wat hy het om net 'n slag te gaan relax en weet deur al die reaksies gegaan het, is ook die verskil. Ja. Ons wil nie dit maak nie saak of hy vinnig mark toe moet gaan of gaan nie. Hy moet reg wees. Nou ek wil net sê, joh, op hierdie noot, ons gaan nou nog nie groet nie, maar ek wil op hierdie wyn moet ons dan maar, ek dink ons moet nog heldronk op klein noot en op die hoeveelheid tyd. En as jy nou luister wat in 'n wyn ingaan, daai 4, wat is dit 6 jaar in totaal dan, Ja. nie, hoeveel, wat hierdie wyn moet gaan lê om gereed te wees vir jou. Ek weet dit is net mense moet besef waarvoor hulle betaal. Ek weet ek wil nie altyd geld praat nie, maar dit is wat mense nie altyd besef nie. Mense wil 'n bottel wyn vir 40, 50 rand, as niks fout daarmee nie. Ja. Drink net wat jy wil en wat jy kan bekostig, maar as mense sê, nee, daai wyn is te duur, dalk te duur vir jou, maar dit is die kwaliteit en die werk waaraan gaan die tyd. Nee, absoluut. Nee, dit is vir my belangrik dat as jy 'n bedrag betaal wat jy voel hoog is vir 'n wyn, as jy dit doen, moet jy tevrede wees daarmee. En as ons dit verander van 4 jaar na 2 jaar in die bottel of 'n jaar omdat ons haastig is, gaan jy gaan nie daai bedrag betaal en dan agteroor sit en dink, "Jesus, dit is hoekom ek dit betaal het nie." Ja. Ek wil hê jy moet sê ek verstaan nou. Dit is hoekom. Vertel nou vir ons van jou drome. Wat wil jy sien? Kom ons praat net eers by die plaas. Wat wil jy, soos jy sê, dit is nog net 'n jaar voor dit hoe lank jy nou al is. Wat 'n merk wil jy laat op Kleinoot? Wat wil jy daarmee doen? En dan vir jou vir die toekoms. Sien jy jouself hier vir ewig of het jy planne? Ek dink dit is my baie lekker storie om te vertel, omdat ek verkies om met Rowan te werk in Sira. Het ek altyd gesê ek sukkel, ek wil nie eintlik Stellenbosch toe kom weer nie, alhoewel ek hier geswat het en ek kom van die Parel af. Alhoewel dit is pragtig hierso, maar ek wil nie noodwendig terugkom nie want jy het hierdie idee dat dit Stellenbosch is Bordeaux. En Bordeaux is nie my voorkeur nie. En toe Gerard en my paai kruis. En hy sê vir my hy's in die Golden Triangle van Stellenbosch en dis 'n Rowan plaas. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. Ja. En toe moes ek nog die werk kry. So toe is ek nog meer angstig want toe wil ek dit regtig graag hê. En toe Beste van beide wêrelde terug in Stellenbosch, maar met die variëteite wat jy mee wil werk. Presies. En die vorige plekke waar ek was ek mal oor gewees. Maar dit is vir my so lekker om hierso te wees, om in Stellenbosch te wees, maar nie in die dorp nie, om hier buitekant te wees. Jy weet, jy hoor die naguiltjies hierso, daar's verskillende geluide, verskillende tye van die dag en in die aande, dis peaceful hierso, en dit is vir my so mooi en so lekker om my kinders hierso groot te maak en vir hulle te sê, kyk, hier is die rivier en hierso is die eentjies en goed, so as ek kan, sal ek vir die res van my lewe hierso bly en ek is mal oor die familie en ek dink dit maak dit baie makliker om te wil bly want dit is nie moeilik om op te staan hierso nie, dit is, jy kry as jy weer sien, dan staan jy in die kombuis en jy is besig om die ketel te kook en dit is nie moeite nie, so ek dink so lank as wat my so gevoel het, my droom vir hierdie plaas is om nie dat dit al klaar mooi is nie, maar dit moet die plek wees om te kom stop by. Vir my is dit baie belangrik dat mense 'n gevoel van warm
en huis ervaar. En ek weet dit klink soos 'n cliché, maar ek kyk na baie min goed. Jy weet, is baie min goeders is regtig waar vir my belangrik. Jy weet, ek wil sê ek is aanpasbaar, maar sekere goed is vir my belangrik en dit moet reg wees. Ja. Absoluut die dillies in elk geval. Ek meen is die dillies hier reg. Dit is die dillies en dit is baie maklik om uit te bou op dit, want die fondasie is klaar gelê, maar my droom is om ons 'n stop te maak waar Sira, jy is bekend vir Sira en goeie Sira jaar na jaar, en jy kyk na jou mense, jy kyk na die gemeenskap, dit is mooi, dit is esteties mooi, maar dit kom nie teen 'n prys nie. Ek wil simbiose skep op die plaas, ek wil hê dit met ons sisteme en ekosisteem moet gesond wees, en dit is vir my belangrik. Ek weet 'n groot order of 'n groot bestelling is regtig lekker om te kry, maar dit is vir my om lekker te slaap en lekker huis toe te stap in die aande, wil ek weet daar waar ons was of daar waar ek was en daar waar ons span was, daar is dit beter. Jy het die uitverkoop nie. Ja? Jy het die uitverkoop nie. Ja. En ek weet, as die mense instap, voel dit regtig soos 'n baie professioneel, maar familie en warm persoonlikheid as 'n besigheid. En nie jy stap by 'n baie groot plek in en jy moet al hierdie wyne proe en so. Dit raak, jy weet, ek dink is 'n baie mooi persoonlike ervaring wat jy vir mense bied. Ek sien baie uit na die toekoms hier. Ek vra partykeer net vir mense, wat is hulle die beste wyn en kos ervaring wat hulle ooit gehad het? Want ek voel 'n mens reis so 'n bietjie saam met 'n persoon daar. Dit kan in Suid-Afrika wees, dit kan oor see wees. Iemand het gesê, man, dit is hulle aandete wat hulle maak sekere aande, en dan gaan kies hulle nou uit hulle kelder baie spesifieke, of uit hulle store baie spesifieke wyn vir die aand en so aan. Dit is nou vir hulle lekker. So jou gunsteling ervaring wat jy gehad het. Dit gaan nou snaaks klink, maar ons het 'n ruk gelede het ons 'n event gehad hierso, waar tussen ons en die res van die Valleise plaas het die mense gependel op een dag, en hulle kon by elke plaas kon hulle proe en ook eet, en elke plaas kon ietsie voorberei vir ete, en ons het nou met verskillende wyne, verskillende disse voorberei, of nie disse nie, happies. En my pa het groot geword in die Karoo, en hy het nog steeds, hy en sy broers het nog steeds daai 'n stukkie grond genadiglik gehou, en ek het die voorreg om toegang te hê tot springbokvleis. Lieflik. En een van ons happies was 'n springbok pastei, maar dit is nou natuurlik nie net 'n pastei, of ek kan nie meer sê 'n pie nie, wat jy nou sê. Dit was iemand wat dit voorberei het, wat regtig waar moeite gedoen het om die verskillende dele van wildsvleis uit te bring en jy weet te respekteer, en dit saam met ons wyne. Ons het daai dag Movedrey gepair met daai paai, en ek tot vandag toe kan ek nie glo wat ek geproe het nie, en ek wil dit weer en weer en weer hê. Maar ek dink een van die beste ervarings wat ek gehad het, is ons het 'n galjoen gebraai, en ek het vionier daarmee gepair, en dit was 'n bietjie van 'n, jy weet, jy galjoen moet jy so minder jy doen, hoe beter is dit, en hy is klaar perfek. Maar bietjie sout en so klein bietjie suurlemoen, en hierdie vionier, en dit was in die Weskus in Jacobsbaai gewees. Sure. En ek dink dit is belangrik, die hele setting is belangrik, so ek dink dit het definitief bygedra, maar ek tot vandag toe is daai 2 disse wat ek geëet het en die wyne wat ek gedrink het, was regtig waar iets vir my om te onthou. Weet ons wie daai pastei gemaak het? Kan ons met die persoon gesels? Ja, ons weet, en ek het die resep ook gekry. Is dit asseblief? So, ons wil definitief van wie is dit? Mag ek maar vra? Sy doen meeste van ons werk, ons catering werk, en sy maak, sy lê al ons vrugte wat ons vir haar gee in, en sy maak ons salami stokkies Sira salami stokkies. So, haar naam is Emily. Ek wil ook gou vinnig vra, ons gaan nou klaar maak, ongelukkig, ek sit so lekker, maar ek hoor baie die afgelope tyd by die opnames met die wynmakers, as ek vra wat 'n deel van die wêreld jy nou besoek, is altyd Rhône. Maar dis my snaaks, wat is fout met Bordeaux? Jy weet dat dit
En sê vir Gerard, ons kan nie meer vriende wees nie, nie dit ons is nie, want ek is nou nogal lief vir 'n Bordeauxie en 'n Bordeaux versnit en Cabernet so aan. Maar hoekom dink jy is dit meer en meer die geval of het jy dit nog nie opgelet dalk nie dat wynmakers die Rhône gebied so hoog aanskryf? Want ek kom dit net agter, baie mense sal sê. My opinie is, ek het nou die dag oor gedink. Suid-Afrika, ek weet dit raak warmer en warmer en ek kan dit actually jy voel dit en jy is elke jaar bang die wingerd gaan nie suksesvol bot nie want daar was nie genoeg koue eenhede gewees daai winter nie. Maar genadiglik tot nou toe wel ek het nog nie dit ervaar nie, maar ek dink wat Rhône aantreklik maak vir ons is ons sien hoe wingerd met onder geweldige druk en stres en hitte en droogte suksesvol kan wees en suksesvol bly. En dis hoekom ons rukkie terug was Pinot Noir baie gewild in Suid-Afrika en dit sal vir ewig bly want dit is so lekker wyn om te drink in enige tyd van die dag. Maar as jy nou dink aan druiwe wat in wingerd wat moet aanpas in Suid-Afrika sodat ons nog steeds goeie wyn kan maak, dan is dit Rhône. Ja. Dit is Grenache Blanc en Grenache Noir en hitte en droogte en moeilike omstandighede en grond wat dit weet alles is teen die wingerd, maar tog is dit suksesvol jaar na jaar. So ek dink vir my is dit baie mooi. Ek het die voorreg gehad om te gaan pars daar by 'n plaas en my vrou werk online so sy kon saam gaan. En ons het in 'n dorpie gebly, Chateauburg, dit was nie eers 'n winkel nie. So ons moes omtrent 20 kilos ry om net enige iets te koop. So as jy nou swak beplan het en jy nie die kos jou week reg getime nie, dan is dit nou maar wat dit is. Ja. Ons het ook 'n kar gehad nie. So dit was baie romanties en daar was 'n reuse kasteel in daai dorp en ek dink dit is net nog een van daai areas waar hulle dit voel vir my dis soos 'n groot Moreesburg. Mense is nice. Die mense is vriendelik met jou. Mal oor daai vergelyking. Dis droog, maar die mense is vriendelik en hulle hou nie noodwendig van die hoofstede in Frankryk nie. Hulle hou van hoe dit is daarso. Hulle kan skaars Engels praat, maar hulle wil graag met jou praat omdat hulle trek nie hulle neus op vir jou nie. Hulle kan net nie. Ja. Ek wil net sê, jy het nou soveel aanhalings vir my gegee vir die program. Jy weet, Rhône is soos 'n groot Moreesburg. Ek is e-pos dit letterlik nou vir myself, want ek dink dis baie snaaks. Hallo Moreesburg, ek wil net so baie dankie sê Lori dat jy jou saad terug afgestaan het om met ons te gesels. Ek is nou jaloers oor daai galjoen, ons moet begin leer visvang. Jy weet, want ek hoor net van die wynmakers, almal maak hierdie lekker vars vis. Visvang. Ja. Ek het hulle 11 gevang, saam met my broer, toe ek 11 jaar oud was, dink ek. 11 of 12. Dis nogal. Toe ek 11 gevang daar en onder saam met hom 4:00, 5:00 oggend gesaam vang vis. Baie dankie, gesondheid. En alle sukses op hierdie pragtige visie wat jy het vir Kleinoot Tamboerso wyne. Dankie. En hierdie wyn. Okay, ek gaan ons 'n klein slukkie by jou stuur. Asseblief. Nee, okay. Ek sluit af met my wynfeit vir die week. Die eerste gedokumenteerde aanplantings van Shiraz of Syrah in Suid-Afrika is in die laat 1890s by die historiese Groot Constantia landgoed gevestig. Die druif se oorsprong in die land word baie gedebatteer met sommige historiese wat spekuleer dat steggies baie vroeër ingekom het, moontlik tydens gouverneur Simon van der Stel se era. Terwyl die wingerdstokke in 1890 geplant is, was dit eers in die middel van die 20ste eeu dat die druif wyd erken is. Pionier wynmaker Bernard Potlashoek, bekend as die vader van Suid-Afrikaanse Shiraz, het die eerste enkel variëteit Shiraz onder die Bellingham etiket in 1987 gebottel. Daarmee groet ek van my kant Martelies Brink. Dankie vir die saamluister en ek hoop jy het ons reis plaas toe vandag geniet. Sien jou weer volgende week. En onthou, jy kan saamgesels, stuur vir my e-pos brink@rsg.co.za.